Goeiemôre, ja, ons is besig met die Groot Lydingsweek. In Johannes 12 begin die spanning van die Groot Lydingsweek duidelik na vore kom. Party Grieke wat vir hulle 'n fees na Jerusalem gekom het, nader Filippus met die eenvoudige versoek: meneer, ons wil Jesus sien. Dit is 'n merkwaardige oomblik. Tot nou was Jesus se bediening hoofsaaklik onder sy volk, maar nou begin mense selfs van buite na hom soek. En dit is asof die wêreld self na hom begin uitreik. Wanneer Jesus hiervan hoor, sê hy iets wat vir die eerste oogopslag vreemd klink. Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. En dan gebruik hy 'n beeld uit die natuur. Hy sê 'n koringkorrel moet eers in die grond val en sterf. As dit nie sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, bring dit baie vrug voort. Hiermee wys Jesus vooruit na die kruis. Die pad na die lewe gaan deur self oorgee, self gee. Die pad na vrug gaan deur om te sterwe. Dit is die groot paradoks van die Groot Lydingsweek. Die wêreld soek na triomferende koning, maar God openbaar hom in die heerlikheid van 'n selfopofferende verlosser. Jesus nooi ook sy volgelinge in hierdie pad in. Wie sy lewe wil vashou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe aan hom oorgee, sal ware lewe vind. Dinsdag, die Groot Lydingsweek, herinner ons, God se grootste oorwinning kom deur oorgawe. Dink 'n bietjie vandag daaroor. Wat moet Jesus, waar vra Jesus dat ek vir my eie wil moet laat gaan, sodat sy lewe deur my kan groei? Wat moet ek laat gaan, sodat Jesus deur my kan groei? Kom ons bid saam. Here Jesus, U was bereid om soos 'n koringkorrel in die grond te val, sodat ons die lewe kan hê. Leer my om te lewe en my lewe in U hande te plaas, sodat U deur my vrug kan dra. Amen.